wees, Here, en ook dat ons naby U sal wees, Here, dat ons saam met U sal wandel in U voetspore, U sal volg. Daar waar U gaan, dat ons sekerlik saam met U sal gaan, Here. En daar waar U vir ons lei, dat ons U leiding sal volg en gehoorsaam aan die stem sal wees. Elke opdrag, elke begeerte wat U wil hê, wat ons moet doen, Here, dat ons dit so mag doen, en ons weet dus tot eer van die wonderlike naam, en is tot seën vir ons eie lewe, en ons bid dit af, Here. Dankie dat ons dan ook al vra dat U vir ons dan so in hierdie jaar sal kom help en ondersteun in ons werksplekke, daar by die skole, Here, waar ons is, dat U ook daarin verheerlik sal word. En ons aanbid U vir die goedheid en die genade. Amen. Nou, liewe vriende, as U ons gaan verskoon, gaan ons nou nie vanoggend die wet en die geloofsbelijdenis hanteer soos ons die gewoonte het nie. Maar ons gaan wel uit die woord van die Here saam lees, en ek gaan die skrifgedeeltes van net vir vanoggend dan nou net so op die bord ook sit, maar jy kan die woord van die Here oopmaak by Efesiërs die eerste hoofstuk, en dan as jy wil, kan jy dan soos ons sit op die bord sit, maar aanblaai net daar in die Bybel, dit gaan nie te ver wees nie, dan gaan ons daar by Efesiërs hoofstuk 1, gaan ons dan daaruit so begin saam lees dan in hierdie dag dan ook. Nou, voor ons daar gaan saam lees, wil ek net eers so inleidend iets noem, liewe vriende, voor ons uit die woord van die Here saam lees, dan kan jy so 'n bietjie meer oplet na dit wat ons dalk so gaan saam lees dan. Nou, inleidend wil ek net so begin. U weet mos nou, ons het eintlik hierdie nuwe jaar, wil ek sê, is begin met allerhande WhatsApps wat na ons kant toe gekom het. Ek wil amper sê, het maak nie saak waar in Suid-Afrika jy was nie, daar het een of ander WhatsApp op 'n manier by jou uitgekom, wat vir jou gevra het, bid asseblief vir die brande daar in die Kaap. Het jy so WhatsAppie gekry? Die meeste van ons het so WhatsAppie gekry. Bid asseblief vir die brande wat daar in die Kaap is. En dit het, ons was daar, dit het gebrand, en dit is vreeslik om te sien, liewe vriende, daar is mense wie se huise weg is. Jy weet, as ons nou dink wat se probleme u en ek vanoggend het, daar's mense vanoggend wat iewers sit en hulle het nog nie huis nie. Alles wat in die huis was is, nou ja, is weg. Dis 'n verskriklike saak om te beleef. Dan het ons seker nog, liewe vriende, ook WhatsAppies gekry om te sê, bid asseblief vir die vloede. Nou, die brand aan die een kant en die baie water aan die ander kant. En die vloede het gekom, liewe vriende, en daar so is baie skade. Ek hoef nou nie vir die uit te brei, die geweldige skade wat daar aangerig is nie. En ons sit hier in die middel, wil ek amper sê, en ons sê, Here, baie dankie, hier is nie brande by ons nie, ons kry reën, maar nie vloede nie. Hier is vir ons goed. En ons het nodig om sekerlik dit raak te sien en te besef ook, maar hoe dit ook al sê, liewe vriende, en ek het bewus geword dat daar is mense wat in nood is en as nodig om vir hulle te bid. Die waarheid is, dis nie net hulle vir wie daar gebid moet word nie. Dis ook vir ons met wie dit goed gaan. By 'n geleentheid het daar 'n prediker van Amerika na die vervolgde Christene daar in China toe gegaan. En hy het daar by hulle gekom, liewe vriende, en terwyl hy daar by hulle was, het hy tyd saam hulle spandeer, en dit het hom geweldig geraak, die ywer, die toewyding, die opoffering, wat hierdie mense doen, en dit ten koste van hulle lewe enige dag. En toe hy sien die opoffering en alles wat daar is, liewe vriende, en voor hy moes teruggaan by die laaste geleentheid wat hulle saamgekom het, sê hy vir hulle, ons in Amerika bid vir julle, ons bid vir julle. Hulle sê, nee, dankie, maar ons bid eintlik vir julle in Amerika, julle het dit meer nodig. Hy sê, hoe het ons dit meer nodig? Julle is die ouens wat vervolg word. Hy sê, maar julle het 'n baie groter geestelike gevaar, dat julle wêrelds kan raak en lou kan raak, want julle het nie die vervolging nie. En hulle wat vervolg word, liewe vriende, weet om te bid vir ons. So ons gaan nou lees hier uit die woord van die Here oor 'n gedeelte, liewe vriende, as ek dit so kan, as jy net wil aanskuif daar by die bord, ek help my net gou daar asseblief. En dan oor wat dit handel, oor Paulus se gebede wat daar was. En hierdie gebede wat ons gaan saam lees, is elke keer gebede wat hy gebid het terwyl hy in die tronk was.
het hy vir hierdie gemeentes hierdie dinge toegebid. En u moet nou oplet uit die woord van die Here, dit wat hy vir hulle gebid het. U moet nou dink, wat sal hy nou bid, wat in die tronk is, en moeilike omstandighede is, wat sal hy nou bid vir hulle, die kinders van die Here, wat nou dalk ook gevang en ook in die tronk kan kom, en met wie dit ook swaar en moeilik gegaan het, wat bid hy vir hulle? En ek wonder of jy al opgelet het in die woord van die Here, wat hy vir hulle bid. Nou ek wonder as u nou in sulke moeilike omstandighede moet wees, liewe vriende, wat sal u nou bid vir ander kinders van die Here, met wie dit oënskynlik beter gaan as met jou? Wat sou u vir hulle gebid het? So, kom ons sien hier in die Bybel, liewe vriende, en ons lees dan saam dit wat hulle daar gebid het. Ons lees daar so dan, ek gaan vir u dit op die bord ook so sit, kom ons lees saam Efesiërs 1 vers 15, begin ons daar te lees. Daarom dan, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus Christus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op, om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. Bo alle owerheid, en mag, en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Dis die eerste gedeelte wat hy bid vir hulle. Die opgelet waarvoor hy bid? Let verder op, Efesiërs 3 as jy daarin wil blaai, vanaf vers 14. En gaan hy weer, en hy bid weer terwyl hy tronk is vir hierdie mense, en hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat dan hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom, wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Dan, liewe vriende, kan jy blaai na Filippense hoofstuk 1 toe, as jy daarin wil blaai. En dit gaan ook net daar naby wees. Vers 9 bid hy dan ook vir hierdie mense in Filippi, ook terwyl hy in die tronk was, bid hy dit vir hulle, en ons lees daar saam. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is, deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil en alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. En met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle verskoon. Hierdie is nou Kolossense se deel. In Kolossense bid hy nou ook, hoofstuk 1. As jy daarin net wil blaai, Kolossense 1, ek is nou so 'n bietjie vinnig, ek het al klaar begin met vers 9 en 10, en vers 11 bid hy nou aan in Kolossense, en hy sê hierdie woorde, hy sê, om met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank,
wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Nou liewe vriende, net tot daar uit die woord van die Here, kom ons bid dan net eers saam. Die manne wat kan staan, en dan bid ons saam. Ons dierbare Here, in eerbied staan ons voor U en sit ons voor U, want U is God. En daar is niemand anders nie. Here, ons is nietige mense. Ons het maar in hierdie dae gesien, Here, as U in die natuur, Here, dinge laat gebeur, hoe dit sekerlik mense raak en hoe ons as mens maar magteloos is teen die elemente van die natuur. En dan dink ons daaraan in die woord, toe die manne daar in die vuuroond was, hoe U hulle bewaar het en hulle het niks oorgekom nie. Ons dink daaraan, Here, toe U op die see was en die storm stil gemaak het en die wind stil gemaak het. En hoe die water na U geluister het, Here, dan besef ons net, Here, U almag en dat U God is. En nou weet ons, U kom praat met ons deur al hierdie gebeurtenisse, met elkeen van ons, of ons het nou naby in ons ervaar, of het nou verder is, of het net iets is wat ons hoor, Here, een ding, U praat sekerlik met ons, en U wil die hele Suid-Afrika opnuut bewus maak van daar is 'n God in die hemel, en Hy is in beheer, en ons kan nie met as mense maak en doen wat ons wil, en dink dat daar geen gevolge en geen effek sal wees nie. Ons het die seën van die Here nodig oor ons land, oor ons eie lewe. En Here, en daarom wil ons, terwyl ons dit leer, voor U kom buig en vir U kom vra, wil U nie in ons kom vind vandag hier, mense wat gewillig is om aan U te onderwerp, gewillig is om aan U oor te gee, gewillig is om U te vertrou met ons hele hart, en dat U so sal onderneem en sal kom seën. En dankie dat ons dan elke nood en behoefte van ons as individue na U toe kan bring. U ken dit, Here, dinge wat daar in ons harte is wat niemand anders van weet nie, maar U weet daarvan. En ons wil vir U ook sê, Here, kom handel ook met daardie sake in hierdie jaar in ons harte, sodat U verhoog sal word, dat ons nader aan U kan kom en dat U verheerlik sal word, en ons bring aan U die eer. Wees met hulle wat siek is, rig hulle op, raak hulle aan. Dankie, ons kan daarvoor U vertrou, Here, want U is en bly die groot geneesheer. Ons bid saam vir die redding van kosbare siele, dat mense sekerheid sal hê dat hulle hemel toe gaan. Ons bid, Here, vir die heiliging van U kinders, dat ons aan U toegewys sal wees en bruikbaar tot eer van U naam. En ons bring aan U al die dank en ons wil U kom aanbid, Here, want U bly getrou. Seën dan nou vir ons saam en ons eer U vir die werk. Amen. Nou, liewe vriende, na aanleiding van die gedeelte wat ons saam gelees het U nou seker gesien dat daar in Efesiërs en Filippense en Kolossense en die 3 gemeentes word daar dan nou deur Paulus vir hulle gebid en wil hy sekerlik sekere sake vra dat die Here dit vir hulle sal kom doen. En ek weet nie of U nou opgelet het, liewe vriende, waarvoor het hy gebid vir hulle? En dan moet ons dalk net die vraag eers so vra, het hy baie sterk of dalk enigstens gebid dat dit op tydelike gebied met hulle geweldig goed sal gaan? En as jy nou sal onthou, sal jy sien, maar hy het nie eintlik gebid vir hulle tydelike gebied nie. Hy het op daai stadium gebid net vir die geestelike seëninge wat hulle deel moet word. Wat hulle alles in die Here Jesus kan wees. Wat die Here Jesus vir hulle moet word. En hoe wonderlik die Here vir hulle moet word. En liewe vriende, hier in die begin van hierdie jaar is dit waarlik ook my gebed vir U, dat U die wonderlikheid van die Here Jesus sal ontdek. U weet, liewe vriende, wanneer jy die wonderlikheid van die Here ontdek en wie hy is en dat hy dit persoonlik vir jou is, dan val al hierdie ander dinge van die wêreld so bietjie weg. En u weet, liewe vriende, dan maak dit nie saak wat se moeilik daar in hierdie lewe kom nie. Dit maak nie saak wat se swaar daar in hierdie lewe kom nie, as ek regtig weet wie die Here is en wat hy is. Wie hy vir my is en wat hy vir my kan kom doen. Dan weet ek wat hierdie swaar ook al is, die Here is met my en hy gaan my help in al hierdie omstandighede waarin ek is. Daarom wil ons met U oor hierdie 4 dinge net so vanoggend so deel, liewe vriende, ontdek die seëninge wat hy vir hulle begeer, dit wat hy vir hulle bid, hy bid dit dat hulle dit sal ontdek. Die rede waarom hy dit vir hulle kan bid. Hoekom kan hy dit vir hulle bid?
En dan die derde is, hoe hulle dit ervaar, of hoe hulle dit behoort te ervaar. Hierdie dinge wat hy vir hulle bid, en die vierde is, daar is 4 sake wat hy dan spesifiek vir hulle bid. En liewe vriende, en mag die Here dit dan sekerlik so in ons harte vasmaak dan ook. So kom ons begin by die eerste ene, ontdek die seëninge wat hy vir hulle begeer. En ons het nou gesien, en ek het vir die genoem, hy begeer vir hulle 'n geestelike rykdom. Hy begeer vir hulle dat hulle in Christus gelykvormig sal word. Hy het glad nie 'n ding amper om te bid vir enigiets van die wêreld vir hulle, nie, liewe vriende. Hy bid nie dat hulle Ferraris kry en 'n bank vol geld het nie, liewe vriende. Nee, hy bid absoluut so dat hulle aan die Here gelykvormig sal word. Dis die grootste rykdom wat daar sekerlik kan wees. En hy weet dit, en dis hoekom hy dit vir hulle kom bid. Jy weet, liewe vriende, ons kan maar eintlik dit sê. Hy vra nie wat hulle het nie, maar dat hulle eerder sal ontdek wat hulle, hy vra nie wat hulle nie het nie, hy vra eerder dat hulle sal ontdek wat hulle het. En hier is 'n groot verskil. Jy weet, die duiwel is nogal geneig daartoe, veral wanneer die Here vir ons groot dinge wil doen, om ons so bewus te maak van wat ander ouens het en wat jy nie het nie. En dan raak ons so ongelukkig, liewe vriende, partykeer. Raak ons so ongelukkig, want met ander het nou jiggie, hulle het nou al hierdie dinge. Hoe die kinders nou gesê toe hulle klein was, jiggie, hulle is lucky. En nou dink ons, liewe vriende, nou net seker op 'n meer volwasse manier, jiggie, hulle is lucky. En hulle sit oor dieselfde jaloersheid en die kwaadheid. Ek onthou nog hoe die kindertjies as hulle so gepraat het, dan sien jy hoe hulle sommer vies of jaloers vir op die ander enetjie. Hulle weier om ietsie te doen vir die ander enetjie, want hulle ander een is lucky. Nou liewe vriende, dit behoort sekerlik nie so te wees nie. Daarom kom hy en hy kom bid. Hy sê, ontdek wat jy alreeds het. En weet jy wanneer ons dit in die Here Jesus kom sien? Liewe vriende, het die Here Jesus dit nie soveel keer vir mense in die Bybel kom doen nie. Hoeveel keer het die Here vir mense gesê, as jy glo, dan sal jy sien. Jy het geloof, glo net. Ontdek wat jy het, gebruik dit, en jy sal sien. En let so, liewe vriende, is daar soveel dinge wat jy al reeds in die Here het, en jy moet dit sekerlik raak sien, sodat die Here vir jy kan kom, ryklik kan kom seën. Die tweede rede wat ons vir u wil noem, liewe vriende, is die rede waarom hy dit kon bid vir hulle. Dit is nogal belangrik om op te let, dat hy kon hierdie dinge vir hulle bid. Hy kon bid, dat hulle aan Christus gelykvormig sal word. Hy kon bid, dat hulle die rykdomme in die Here sal ontdek. Hy kon dit vir hulle gebid het. Om watter rede kon hy dit gebid het? Omdat die Heilige Gees, liewe vriende, hulle oë sal open. Die Heilige Gees van God, wat binne in hulle is, sal hulle oë open. Hy sal dit vir hulle verklaar. En net so sekerlik behoort ons ook hierdie dinge vir u te kan bid, en ons behoort dit vir mekaar te kan bid. Waarom? Want die Heilige Gees van God werk in ons harte. Ons lees daar in Jesaja 2 vers 1, en op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. Nou die van u wat dalk nou u gesit het en gesê het, ja, maar wat het ek nou eintlik? Toe ek nou sê, dit wat jy het. En net gesê, maar wat het ek nou eintlik? Eintlik is ek net ongelukkig. En al hoe kom jy nog so sê, oor jy is nog net ongelukkig, liewe vriende, is oor die duiwel die oë nog laat hou op ander, en jy het nog nie ingekyk op wat jy het nie. Wat jy in die Here het nie. Nou hierdie moet jy nou mooi verstaan. As jy gered is die Heilige Gees van God binne in jou. En hy is die Gees van wysheid en verstand, en raad, en sterkte, en kennis, en van die vrees van die Here. Hy is dit. U het dit. En daarom sal die Heilige Gees sekerlik kom openbaar. Johannes 14 vers 26 sê, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Liewe vriende, u het dit. Dis waarom hy dit vir hulle kon bid, want die Heilige Gees van God was in hierdie kinders van die Here, en net so met ons vandag ook. Johannes 16 vers 13 sê die volgende, hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. U wat dalk sê,
ek weet nie, ek is onseker, ek weet nie hoe, hy sal jou in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, die toekomstige ding aan julle verkondig. Dis wat die Heilige Gees van God vir ons is, liewe vriende. Inteendeel, daar is dinge wat u nou nie eens aan kan dink nie, wat die Gees van God weet om aan u te openbaar. U weet mos nou wat 'n openbaring is, liewe vriende. Dis iets wat ek vergeet het wat herinner word, of 'n nuwe ding wat oopgemaak word vir my. Nuwe kennis, nuwe insig wat ek verkry. So staan daar in 1 Korintiërs 2 vers 19, maar soos geskrywe is wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Liewe vriende, wat die oog nie gesien het nie, die oor nie gehoor het nie, in die hart van nie opgekom het nie, het die Gees van God openbaar. So kan jy nou vanoggend verstaan. Let op wat jy het. En terwyl jy sê ek is 'n kind van die Here en die Heilige Gees in my woon, want dis as jy kind van die Here is, woon die Heilige Gees van God in jou. Terwyl jy dit sê, liewe vriende, hoor nou hierdie groot saak. Kan nie besef hoe belangrik dit dan is om nie die Heilige Gees van God te bedroef nie. Want as ek hom bedroef, en as ek hom gaan bedroef in my lewe, liewe vriende, hoe gaan die Gees van God dit aan my kom openbaar? Dis waarom Paulus met alle vrymoedigheid vir hulle bid om in die Here ryk te wees. Dat hulle aan die Here gelykvormig sal wees, dat hulle die wonderlikheid van die Here in hulle lewe sal besef, dat hulle so aan die Here oorgegee sal wees. Waarom? Want hulle gaan dan nie die Gees van God bedroef nie, en al hierdie wonderlike waarhede kan aan hulle geopenbaar word dan ook. Jy weet, liewe vriende, ons moet sekerlik ook weet dat die Heilige Gees openbaar nie net hierdie ding nie, maar gee ons ook die krag om hierdie waarhede wat ons moet wees en moet doen en kan doen, om dit toe te kan pas in ons lewe. Efesiërs 3 vers 16 sê, want dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Die Heilige Gees is die een wat jy in staat sal stel om hierdie dinge te doen, om die wysheid te kry, om die insig te hê, om die krag te kan hê om tot eer van die Here te lewe. Hy sal sekerlik hierdie saak kom doen. U sien, daarom word die Heilige Gees van God sekerlik so gegee aan die kinders van die Here, en hy bid vir hierdie openbaring, en hy sê dit kan gegee word, want julle is kinders van die Here. Dis hoekom hy kan nie hierdie dinge wat hy gebid het in hierdie hoofstukke bid vir ongereddes nie, hy bid dit net vir die kind van die Here. Efesiërs 1 vers 18 sê, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Hoor gou, verligte oë van die verstand. Dat ek wat kan weet, dat ek kan weet my hoop, my sekerheid in my roeping, wat ek moet hê. Dat ek kan weet wat die rykdom is, wat in die Here is. Die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges, ook onder die ander kinders van die Here. Die engel sê, liewe vriende, the eyes of your heart being enlightened. Die oë van jou hart, dat hulle verlig word. En mag u hart sekerlik so wees, wanneer hy sê die verligte oë, liewe vriende, het daarmee te doen dat my geestelike hart opleef, ophelder om te leef tot eer van die Here. Dis die wonderlikheid wat die Here dit vir ons kom doen. As 'n sekere man wat skilder of skilderstukke bymekaar gemaak het, en hy het hom op hierdie kunsgebied toegespits, liewe vriende, en hy het baie geld gehad en hy het hom absoluut daarop sekerlik elke besondere kunststuk wat daar was, wat hierdie man aan die hande gekry het. En toe het hy eendag by iemand anders gehoor van 'n sekere kunststuk. En toe hy hoor oor hierdie kunststuk, toe besef hy, maar dit is wat hy wil hê. En hy stel toe nou iemand wat vir hom werk, en hy sê, jong, soek hierdie kunststuk vir my, soek dit vir my. Ek weet nie waar dit is nie, soek dit vir my. En hierdie persoon het gegaan, liewe vriende, en hy het dit gesoek, en hulle sê, ek dink is 2 of 3 maande, toe kom hy terug, en hy sê, ek het dit gekry. En hierdie man is opgewonde, en hy sê, maar dit is wonderlik,
Ons moet nou dadelik planne maak om uit te vind wat kos dit en ek wil dit gaan koop, ek wil dit die deel van my besitting kom maak. En die persoon wat die navorsing gedoen het sê, meneer, jy het nie nodig om enige geld uit te gee of dat enige plek te gaan soek nie. Dis naby aan jou. Hy sê, waar is dit? Hy sê, dis al deel van jou versameling. Nou, liewe vriende, dis die probleem, as ek nie meer weet wat die Here vir my is nie. En dit bring my by die derde gedagte, as ek nie meer ervaar wat God in my lewe is nie. As ek nie meer begin ervaar wat God in my lewe is nie, weet jy wat gebeur, liewe vriende? Ek vergeet wat ek het. Ek vergeet die geloof wat daar is, ek vergeet die krag, ek vergeet die toewyding wat ek aan die Here, ek vergeet wat God vir my is. Ek vergeet die beloftes van die Here. Hoeveel kinders van die Here het al die beloftes wat die Here vir hulle gegee het, vergeet oor die dinge van hierdie wêreld, so oor hulle lewe oorheers het. Liewe vriende, ons moet dit ervaar. Ons moet dit ervaar. Ons moet weet wat die Here vir ons is. As u nie die Here ervaar in die geestelike lewe, in die tydelike, in die praktiese lewe nie, liewe vriende, het jy 'n groot gebrek. U's arm. U's arm. U het nodig om by God uit te kom. Hoor nou mooi, u het nodig om by God uit te kom. As jy hom nie ervaar nie. As godsdienst vir jou ietsie dood is, liewe vriende, en die Bybel is vir jou ietsie half dood, en jy lees dit dalk net, en jy verskoon dat ek dit nou so sê. Miskien is daar party mense wat die Bybel alleen oopkry op 'n Sondag in die kerk. Deur die week weet u Bybel nie van u nie. U lees dit nie. En dit is dood. En oor dit dood is vir u, liewe vriende, ervaar u so min van die Here en daarom dink u God bestaan nie. Maar dit is verkeerd. En dis waarom Paulus dit hier vir die kinders van die Here kon bid en hy sê, julle moet dit ervaar, julle moet daarvan kan vertel. En nou is dit interessant oor wat die Bybel, hoe hy dit uitdruk, dat ons dinge ervaar. Liewe vriende, ons ervaar dinge mos deur ons sintuie, is ek reg? Ons sintuie maak dat ons sekere dinge dan verwerk in ons brein en dit het 'n sekere reaksie en emosie by ons en dit lei na sekere optredes toe. Dis mos hoe ons as mense lewe werk. Jy sien 'n ding en as jy dit sien dan verwerk jou brein dit. Wat moet ek doen met dit wat ek nou sien? Kan ek 'n voorbeeld vir u stel? As ek dalk nou so sê, Jacques moet baie stil sit, daar's 'n slang by sy voete. En hy sien dalk die slang by sy voete, weet ek nie of hy gaan stil sit nie. Maar liewe vriende, en nou kan u nou vir dieselfde ding, wat sal u nou doen as jy sien, maar hier's 'n slang by Jacques sy voete, miskien hardloop jy al uit by die kerk, voordat die slang by jou uitkom. Want jou brein verwerk iets wat daar gebeur. Maar as ek dalk nou so sê, jong, iemand het 'n R200 nood daar in die paadjie laat val, dan mag iemand dalk anders te reageer, liewe vriende. Nou, liewe vriende, so werk jou brein. Jy sien, jy hoor en jy reageer. Nou hoor wat sê die Bybel hierso. Hoe ervaar hulle dit, liewe vriende? Die Bybel sê, jy sien. Daar in Johannes 3 vers 3 staan daar, Johannes antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Sien. As jy deur die Here lewend gemaak is, liewe vriende, sal jy geestelik sien. Maar as jy nou nie vanoggend sien nie, is jy nog nie lewend gemaak nie. Maar die wat lewend gemaak is, sê ek sien. Ek weet dit wat hierdie teksvers sê. Ek begryp dit. Maar dit gaan ook by hoor, liewe vriende. Die Here Jesus het gesê in Matteus 13 vers 9, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Nou, u weet mos nou wat dit beteken. Dit beteken nie dat hulle hoor, die Here het gepraat nie. Dit beteken om te luister, te verstaan en te doen. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Luister, verstaan en doen. Dis wat dit beteken. Nou is daar baie mense, lieve vriende, hulle hoor die Here se woord en hulle hoor die Here praat, maar dit is net so, verskoon dat ek dit so uitdruk, maar dit beteken niks. Hulle gaan weg van nadat hulle die woord van die Here gehoor het en hulle vergeet alles. Dit maak geen saak, geen indruk op hulle nie.
En dis nie hoe dit moet wees nie, liewe vriende, ons moet hoor. Maar ons smaak ook. Dit is mos nou veral as ons eet en ons smaak 'n ding. Jy proe mos nou as ietsie nou soet of suur is. Hoeveel van die klein kinders, liewe vriende, was dit nou so 'n lekker dingetjie om vir ouma van die suur jelly tots te gee. En sy dink dis die soetes en die reaksie dan. Nou, liewe vriende, as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertierend is, sê 1 Petrus 2 vers 3. Het jy dit al gesmaak, liewe vriende, dat God goedertierend is? As jy tot bekering gekom het, sal jy weet wat hierdie teksvers sê. Jy het dit al gesmaak. Maar as jy nou nog nie tot bekering gekom het nie, is dit dood vir jou. Maar ons ryk ook, liewe vriende, 2 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Ons versprei 'n reuk, liewe vriende, en die reuk wat ons versprei is 'n aangename reuk, dis die reuk van Christus. Behalwe vir hulle wat die Here nie wil hê nie, vir hulle is dit nou nie 'n aangename reuk nie. En nou kom dit, liewe vriende, hierdie reuk moet deur ons versprei word. En daarom ervaar ons, en ek wil dit in die laaste saak hierso noem, ons ervaar dan ook, Handelinge 17 vers 27 sê, sodat hulle die Here kon soek of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Ek ervaar God. Hy is in my, ek leef in hom, ek beweeg in hom. Dis 'n werklikheid. Die Here is vir my 'n werklikheid. En liewe vriende, dis wat hy vir hulle bid. Hy bid nie net dat hulle weet van die krag van die Here nie. Hy bid dat hulle dit sal ervaar. Hy bid nie net dat hulle sal weet van die goedheid en die liefde en watter eienskap van die Here ook al nie. Nie net dat julle sê, maar julle moet dit ervaar, dit moet deel van julle lewe word, dit moet na vore kom in julle lewe. Dis 'n reuk wat julle moet versprei. En mag dit so wees, liewe vriende. Daarom het die Here Jesus op 'n geleentheid in Matteus 13 vers 13 gesê, daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien nie, terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. Jy sien, dis baie duidelik, daar's mense wat kan sien en kan hoor, en daar's ander wat nie kan sien en hulle kan nie hoor nie. En wat bepaal dit, liewe vriende, hoe oop jou ore is, hoe goed jou oë is? Nee. Wat jou verhouding met Christus is. As jy nie in 'n lewende verhouding met die Here Jesus is nie, sien jy nie, jy hoor nie, jy ervaar nie. Dit is dood vir jou. En die duiwel wil jou blind hou en weghou en hy wil jou lewe verongeluk. Maar God weet van jou. En hy kom praat. En hy roep jou dalk vanoggend om te sê, kom dat jy kan hoor, kan sien, kan ervaar. Dat ek 'n realiteit en 'n werklikheid is en al die wonderlike dinge in die Here wat daar is. Liewe vriende, ek wil dit nou nie afmaak nie, maar mag ek dit net so sê. As ek vanoggend sê, God is liefde, het u 'n reaksie hier in die brein. En die een is 'n regtige oplewing daar binne in die brein, 'n oplewing, waarlik, ja, God is liefde. Dan is daar ander met 'n ander reaksie, liewe vriende, wat net sê, ja, ek weet dit. En dis die probleem, jy het nie die kennis, jy ervaar dit nie. En dis wat die Here wil hê, wat moet deel wees in ons lewe, liewe vriende. Jy sien, as die geestelike nie verstaan word nie, is die probleem nie intellek nie, maar die hart wat nie aan God oorgegee is nie. So as die hart aan die Here oorgegee is, sal hierdie dinge verstaan. Liewe vriende, daar's 4 sake wat hy vir hulle bid. En ons gaan daarmee afsluit met hierdie 4 dinge wat hy vir hulle bid. Hulle wat nou ervaar en proe en sien en hoor, hulle wat die werking van die Heilige Gees het, dat hy hulle verlig, dit aan hulle openbaar, liewe vriende, en hy bid vir hulle dit. So vir die kind van die Here bid hy hierdie volgende sake toe, liewe vriende. En ons wil dit ook so vir u kom toebid, liewe vriende. En die eerste een is, dat hulle God sal ken. En nou bedoel hy nie
ken as my verlosser en saligmaker nie, maar dat ek meer van die Here sal leer ken in my lewe. In Efesiërs 1:17 sê hy, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. En daarom, dat die Heilige Gees aan u gegee is, om meer van Jesus aan u te openbaar, liewe vriende. Wonderlike dinge van die Here te openbaar. Ek wonder of u 'n man met die naam van George Miller ken. Hy het kinderreis gehad, liewe vriende. En selfs in die oorlogstyd het die kinderreis gehad. En daar word baie vertel van hoe die kinderreis in so mate was, dat daar was nie kos nie. Daar was nie kos nie. En George Miller het die Here geken en hy het gaan bid. En hoeveel keer, liewe vriende, wanneer die etenstyd moes aanbreek, het hulle niks in die kombuis voorberei nie, die kinders het nie geweet nie, hulle het niks voorberei nie, en die kinders het ingekom aan die tafels gesit, en terwyl daar aan tafel sit, het hy gesê, nee, maar kom ons bid vir die kos, en hy het gebid, liewe vriende, en terwyl hy bid, dan hoor hy, hier gaan die deure oop, dan sal nou een of ander bakkery, of 'n plek, wat 'n aflewering moes gee, liewe vriende, en dit is gekanselleer, of so, en toe sê die mense, maar kos van dit kinderhuis toe. En so die Here vir hulle keer op keer voorsien, en dis waarvoor George Miller nogal bekend is, oor hierdie gebede wat daar is. Maar as jy hom nou bietjie nader leer ken, en net so bietjie meer gaan delf van sy lewe, dan sal jy sien, maar daar was nog ietsie anders van hom, en seker nog meer, maar ek gaan net een noem, wat nogal uitstaan oor hom, en dit is, hy het 'n boekie gehad, liewe vriende, dis nou lank vir die computers, het hy 'n boekie gehad, en in hierdie boekie, het hy die name geskryf van elke mens vir wie hy gebid het. Die datum wat hy vir hulle begin bid het, en dan het hy 'n ander plekkie langs aan gehad, die datum wat die Here die gebed beantwoord het. En so het hy op die vliegtuig eendag gesit, en terwyl hy daar was, liewe vriende, toe na 'n vriend van hom langs hom gesit, wat hy vir jare ken, en hy toe weer met hierdie vriend van hom gepraat oor sy siel, en op daai vliegtuig toe gee daar die vriend van hom sy hart vir die Here. En hy haal die boekie uit, en hy skryf die datum neer, en hy sê, dis nou al, ek kan nou nie die jaar onthou nie, maar dis, ek dink oor die 30 of 40 jaar, wat ek al vir jou bid, dat jy tot bekering kom. U sien, liewe vriende, as dit u raak oor 'n mens se lewe, kan u dink, kan u net vir 'n oomblik probeer indink, wat die Heilige Gees oor Jesus aan u gaan openbaar. Dat u God sal ken. En ons bid dit vir u, dat u God sal ken. En dan, liewe vriende, is daar 'n tweede saak, dat hulle God se roeping sal ken, die kinders van die Here. Vers 18 sê, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is. Liewe vriende, die Here wil hê, u as sy kind moet weet waartoe hy u geroep het, wat u vir hom moet doen. Die Here wil hê, u moet weet wat u vir hom moet doen. En daarom sal u sien, as dit u hooffokuspunt word in hierdie begin van die jaar, om te sê, Here, dit is waaroor my lewe gaan, om u roeping in my lewe te vervul, dan besef ek, my werksplek, die mense om my, met wie ek te skouers skuur, met wie ek wat ook al te doen kry, is ondergeskik aan God se roeping. En die Here bepaal my werksplek, hy bepaal die mense om my, hy bepaal die vreemdeling met wie ek te doen het, hy bepaal hierdie dinge ondergeskik aan die roeping. Nou as ek nie weet, liewe vriende, wat God se roeping vir my lewe is nie, hoe gaan ek dan optree teenoor die vreemdeling, teenoor my eie mense, teenoor die werksplek? Hoe gaan ek optree? Ek gaan nie weet om reg op te tree nie. En nou vra ek vir die kind van die Here, ken u God se roeping? Die Here het 'n roeping vir elke kind van die Here, almal van ons. Ons moet getuies wees. Ons moet die evangelie op 'n manier uitdra. Almal van ons. God se roeping. En mag die Here dit aan die openbaar, liewe vriende, dat ons so heilig moet wees. Daar's 'n tweede deel, liewe vriende, vir derde saak wat hy vir hulle bid. Hy sê dat hulle God se rykdom sal ken. Ook in Efesiërs 1 vers 18, ek lees weer van die begin af, hy sê, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet, weer eens, verligte oë van die verstand, sodat julle kan weet wat die hoop
van sy roeping is, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Liewe vriend, as u weet wat die rykdom is wat daar in God is, kan die dinge van hierdie lewe u tref. Luister, liewe vriende, om het baie eenvoudig vir u te maak. Die rykdom van God is ver groter, en ek weet, u gaan nou sê, ja, ek weet dit, maar hoor net gou, ver groter as enigiets in hierdie wêreld. Al die geld en al die goud van hierdie wêreld kan byvoorbeeld vir jou nie liefde koop nie. Kan nie vir jou geloof koop nie. Kan nie vir jou vrede koop nie. Kan nie vir jou sekerheid koop nie. Dit kan nie. God se rykdom is so groot, liewe vriende, hy kan dit vir jou gee. In oorvloed kan die Here vir jou hierdie dinge gee. En wanneer jy dit van die Here ontvang het, liewe vriende, hierdie rykdom wat daar in die Here is, weet jy, dan val die aardse dinge en die plesiere soos blare van in die herfs of in die winter van die bome af. Dit is net nie meer vat op my nie. Want ek het 'n groter skat ontdek. Dis waarom Paulus gesê het, dat hy vir hom is sy hele lewe gaan oor die Here Jesus Christus, en die res is soos dreks jy. Dis niks in vergelyking met wie die Here is. Want hy die rykdom ontdek. Die vierde wat hy vir hulle bid, liewe vriende, en die laaste dan wat hy vir hulle bid, is daar in vers 19 en 20 van Efesiërs 1. En hy bid vir hulle dat hulle God se krag sal ken. Hy sê, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. So vers 20 verduidelik vir ons so bietjie van die krag van die Here. Christus is uit die doodheid opgewek. Daar kan nou nie groter krag as dit wees nie. Nou sê hy, hierdie uitnemende grootheid van sy krag is vir julle wat glo, sê vers 19. En na die werking van die krag van sy sterkte. Dis hierdie krag wat in jou werk, kind van die Here. Dis hierdie krag wat in jou werk. Dis hierdie krag wat gee, dat ek in die moeilikste omstandighede sterk kan wees, vas kan hou aan die Here. Dis hierdie krag, liewe vriende, wat in midde van die grootste leuen en misleiding wat daar oor my pad mag kom, wat ek die verligte oë het om die waarheid te sien, die insig het om deur die leuen te kan sien. En liewe vriende, dis die krag van God wat daar is. Dis hierdie krag, liewe vriende, wat ons in staat stel om 'n getuie te wees teenoor enige iemand, al is hierdie ander persoon met wie ek praat 10 keer slimmer as ek. Al het hy al die rykdom in hierdie wêreld en ek het niks nie, lieve vriende, kan ek nog steeds met hom praat oor die Here. In die krag van God kan dit sekerlik gebeur. En dis in hierdie krag van die Here wat ons sekerlik werk en optree en handel, liewe vriende, en die Here seën en die Here dra deur. Ja, dis in hierdie krag van die Here wat Daniël getrou altyd alles gedoen het, in so mate dat hulle by sy werksplek niks teen hom kon kry nie. Dis die krag. Die krag, liewe vriende, dat ek nie met 'n skuldige gewete rondloop nie. Want ek is vergewe deur die krag van die bloed van Jesus Christus, wat al my sonde weggewas het, wat my skuld weggeneem het, en ek kan met vrymoedigheid voor die Here kom staan. Dis wat hierdie krag bewerk, liewe vriende, dat ek na God toe kan beweeg. En hy bid dit vir hulle, liewe vriende. Hoor nou, hy gaan aan nou oor die krag van God. Hoor nou gou, hy gaan aan daarso. Let op wat die Bybel sê, hoe hierdie krag is. Vers 21, 22 en 23 sê, bo alle owerheid en mag. En ek wil amper sê, kom ons stop net eers daar. Bo alle owerheid en mag. En ons weet mos nou, die Bybel sê, die hele wêreld lê in die mag van die bose. God se krag is bo al hierdie. En dan sê hy, en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof, bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Liewe vriende,
Toe ek hierdie teksvers lees, toe verstaan ek waarom die duiwel so 'n haat het teen gemeentes. Want gemeentes, liewe vriende, openbaar die krag van God aan die wêreld. Iemand wat nie die Here ken nie. En iemand wat nie in die Here glo nie, liewe vriende. Wat doen hulle, liewe vriende, op Sondag, behalwe nou winkels, nie sport en nie plesier, nie dinge van hierdie wêreld te dien? Hulle kyk ook na die kinders van die Here. Of hulle nou wil of nie, hulle kyk kinders van die Here. Hulle ry ook hier by 'n kerk verby en sien hulle, oei, is mense by die kerk. Kerkdeure is nie toe nie. Iewers moet dit ouens begin raak, liewe vriende. Iewers moet dit mense begin raak. Nou moet jy nou verstaan, as die duiwel dit kan regkry dat die kerkdeure toemaak. En hier ry 'n ou hier verby op 'n Sondag, wat dink hy van die krag van God? Maar elke keer, wanneer hy hier verby ry, liewe vriende, en hierdie kerkdeure is oop, spreek die Heilige Gees van God in daai persoon se hart. Ek weet dit nie, maar die Heilige Gees van God spreek daai persoon se hart oor die krag van God. En hulle wonder, kan ek loskom van hierdie sonde wat my so vashou? Kan ek loskom van die drank? Kan ek loskom van die dwelms? Kan ek loskom, kan my gewete skoon kom van hierdie ding wat ek aangevang? Kan ek? Hoe kan hulle vrede hê? Hoe het hierdie ouens regtig vrede of sit hulle net aan? Speel hulle net godsdiens? Of het hulle dit regtig? Het hulle regtig liefde onder mekaar of want ek het dit nie. Liewe vriende, en die krag van God word geopenbaar. Mag die Here vir u so op 'n plek bring, liewe vriende, dat u kan sê, die krag van die Here is so in my lewe. Ek wil dit net weer vinnig vir u noem, dat ons afsluit. En liewe vriende, hy bid vir hulle dat hulle God sal ken. Hy bid vir hulle dat hulle God se roeping sal ken. Hy bid vir hulle, liewe vriende, dat hulle God se rykdom sal ken. En dan bid hy vir hulle dat hulle God se krag sal ken. En mag u dit vandag sê, Here, ek het dit nodig. Here, wil u nie hierdie gebede in my lewe, in hierdie jaar, kom beantwoord nie. Ek stel my oop, ek kom gee my aan u oor, dat u in my lewe kan werk, dat hierdie gebede beantwoord kan word. Dis nou belangrik, wat ek nou sê. Jy moet nou mooi hoor, hierdie dinge word gebid, maar as ek nie gewillig is, en ek dors nie daarna, en ek soek nie daarna nie, gaan dit nie my deel word nie. Jy weet hoe u nou hierdie tyd gery het, is daar vir u gebid. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar daar is vir u gebid, vir almal van ons is daar gebid. Here, bewaar ons mense wanneer hulle op die pad is, of wat nou naby is, of wat ver is, bewaar hulle. Maar liewe vriende, u het nog steeds verantwoordelikheid gehad om te stop by die stopstraat en die roebord en te hou by die reëls. U het nog steeds verantwoordelikheid gehad. En net so, al hierdie dinge, wonderlike dinge kan vir ons gebid word, maar as ek nie bereid is om oor te gee, om toe te laat, om my verantwoordelikheid ook na te kom nie, dan wil ek mos nie hê dit moet beantwoord word nie. Maar ek kom in die begin van hierdie jaar nie sê, Here, ek wil dit hê. Weet jy wat doen God? Hy kom doen dit vir u. Mag die Here vir u seën, mag hy dit sekerlik so verhoor in u lewe dan ook. Amen. Kom ons buig die hoofde. Liewe vriende, terwyl die hoofde gebuig is, oë gesluit is, wil ek vir 'n kort oomblik gee om met die Here te praat en vir die Here te sê, Here, dis wat ek wil hê in hierdie jaar. Ek kom gee aan die Here oor. Miskien is daar dinge wat jy vanoggend aan die Here moet oorgee, miskien die lewe. Miskien is daar dinge wat nog vir die donker en duister is en verwardheid in die gemoed bring. Sê, Here, ek verstaan dit nie. Sê dit vir die Here nou. Sê dit. En dan sê jy vir die Here, Here, ek is bereid om met u deur te gaan. Ek wil hê u moet my kom antwoord, hierdie dinge in my lewe kom bevestig, realiteit word. Ek wil dit ervaar. Wys vir my wat ek moet doen, hoe ek moet oorgee. En ek gee aan God alles oor.
Ons dierbare Here, U het in hierdie oomblikke die harte van mense gehoor. U het gehoor hoe hulle tot U geroep het. Here, hulle wat selfs dalk vir U moes sê, Here, ek sien nie, ek hoor nie, maar ek weet ek moet en ek kan. Mag hulle so met U ontmoet as hulle verlosser en saligmaker en daardie ware lewe so mag ervaar en dat dit 'n werklikheid word. Ons bid, Here, ons wil ons lewe voor U kom neerlê en vir U kom sê, Here, ons het 'n begeerte dat U na die 4 dinge wat daar gebid is in ons lewe 'n realiteit en 'n werklikheid sal kom maak in hierdie jaar. Here, dat ons soveel meer van U sal leer ken. Dankie, Here, dat U so wonderbaar is, dat ons nooit sekerlik genoeg van U sal kan kry nie, maar as ons eers op daardie punt kom om meer van U te leer, sal ons honger en dors na meer en meer, en ons bid vir daardie honger en dors, dat in ons lewe sal wees, en dat U verheerlik sal word. Baie dankie dat ons dit kan kom vra in U naam, en ons bring aan U die eer. Amen. Liewe vriend, as U dalk in hierdie en vanoggend voel ek wil met iemand praat, ek wil saam bid. Ek wil my lewe met die Here regmaak. U is welkom, bly oomblik na die tyd agter. Dan gaan iemand wees wat saam met u bid. En net vir u, wys uit die Bybel wat die Here sê, en u gaan met die Here deur. Daar in die saal waar die koffie is op die tafel, daar so in die hoek, is daar sulke boekies stap vir stap. Neem van hulle. Gaan lees dit, as jy met die Here die verhouding met hom wil regmaak, gaan neem een, gaan lees dit, doen dit. U is welkom om ons te bel, om te sê, kom sien my by die huis, ek wil gesels, ons sal met groot graagte kom. As jy 'n boekie wil neem en vir iemand anders gee, gaan doen dit ook. Maar laat die Here vir u kan gebruik, en dat u nader na hom mag kom, mag die Here dit so doen. Kom ons sluit dan af met hierdie lied, Gesang 6, kom ons sing dit saam tot eer van die Here.